Ons leef vandag in 'n gevaarlike tyd en baie mense het hul vertroue in die polisie verloor en soek op ander plekke hulp as gevaar dreig. Volgens Psalm 34 vers 5 is Dawid in doodsgevaar en uit die groter Psalm sien ons hy was in baie moeilike en gevaarlike omstandighede. Dawid loof die Here omdat hy sy gebede verhoor en vir hom baie goed was. Hy sê vir ons vandag dat as ons die Here in gebed vertrou, ons nie teleurgesteld sal word nie. Die Here red ons in antwoord op gebed uit al ons benoudhede. Ek vind baie troos en geloofsversterking in vers 9 waar Dawid uit eie ervaring bely dat die engel van die Here sy laar opslaan rondom die wat hom dien en hy red hulle. Wat hier gesê word is dat die Here self in antwoord op gebed ons beskerm en red uit doodsgevaar. Vers 20 sê dat die Here se teenwoordigheid nie beteken dat rampe ons nie sal tref nie, maar wel dat die Here ons daardeur sal dra. Dawid sê die antwoord vir elke gelowige is om by die Here te skuil. Dit help nie ons hoor hierdie kosbare woord dat die Here gelowiges beskerm as ons nie daaruit leef nie. God gaan nie terug op sy woord en wie hy is nie. Ek kan die Here vra om my te beskerm en hy sal. Ek kan in gebed die Here met al my moeilike goed vertrou en dan moet ek glo dat die Here sal doen wat ek hom gevra het. Ek moet glo dat die Here ook sy laar rondom my opslaan en my beskerm en deur alles sal dra. En as ek goed hoor wat my bang maak, dan kan ek myself verseker dat die Here my sal beskerm. As die Here in antwoord op gebed vir Dawid uit doodsgevaar kon red, waarom sal hy dit nie ook vir jou doen nie? Waarom sal die Here nie ook vir jou sorg en na jou hulpgeroep luister nie?